Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou lig verskil. Nou as jy enigstens jou rugby ken en jy's enigstens te doen gehad op 'n stadium in Randfontein, dan het jy iewers in jou lewe te doen gekry met die legendariese Tiet broers. Nou vandag is ek in die voorregte posisie om met Johan Tiet te gesels. Welkom by nog 'n episode van Uit die Koekplek. Ons gesels vandag met Johan Tiet. Johan, welkom. Welkom by die Koekplek. Heel erg. Dankie vir die uitnodiging. Sien uit na dit. Dat is ek wil begin om vir jou te sê, ons sit nou hier in Riebeek Rand, hier so in Randfontein, in die change room, die eerste span change room. Dit is beautiful, dit is, en jy het jou voet in hierdie gehad, jy was deel van hierdie bou van hierdie beautiful, met die mooi truie en die, ja, dit is hier, ek voel professioneel, ek is eintlik lus om my talks aan te trek, so lekker is hierdie. Nee, kom ek vertel, dit is so, ek het deel by die hele opset hier gewees, maar ek moet dan krediet gee vir die mense wat saam met my was. Eintlik eerst my broer, Jannie, wat saam met Basilie Olivier hier afgerig het, hulle het begin. Hierdie wat waar ons nou sit is eintlik 'n ou trekkerstoer gewees. En toe word dit 'n atletiekstoer en toe sien ons die potensiaal en toe het hulle begin. En ek dink die laaste 2 jaar het my ander seun, Janko Tiet, het toe begin en hy en Etienne Viljoen en 'n paar van die besigheidsmanne het by mekaar gekom en binne 2 weke het ons genoeg geld ingesamel om hierdie fasiliteite hier vir die seuns te skep. Dit is ongelooflik, want ek dink as 'n ou vat 'n change room, is mos maar 'n kleedkamer soos hulle in Afrikaans sal sê. Dit is nou maar, hier word baie die binnekamer, dit is, hier waar die regte goed gebeur. Ja, ek moet sê, jy weet, waar jy gewoonlik by skole kom, kry jy maar net hierdie kamertjie met sitplekke, en ek dink hier is dit spesiaal, want elke kind het sy eie sitplek hierso, sy naam staan daar, elke week as die spanne verander, word die name verander, so dis vir hulle 'n goeie geleentheid wat hulle het, en hulle sal die res van hulle lewe onthou. Absoluut. Kom ons vat die mense terug, kom ons vertel hulle van Johan Tiet. Nou, gebore en getoe in Randfontein. Vertel ons bietjie waar dit alles begin. Nee, ek is 22 Oktober 1959 is ek in Randfontein gebore. Jy weet, daai tyd, en as ek reg kan onthou, was dit sommer by die huis ook gewees. Dit was nie by die vroedvrou het sommer na die huise toe gekom. En ons het alle jare hierso, soos jy nou gesê het, ons is gebore hierso. Ek was my hele lewe in Randfontein, behalwe 1969. Was ek vir 1 jaar in Laerskool Elandskraal daar by Mooinooi. Maar my oupa het toe 'n plaas gekoop. Ons het daar gaan bly, ongelukkig is hy na hartaanval oorlede, en dis hoekom ons moes teruggekom het, maar toe is ons weer terug na dieselfde laerskool toe ook. Ja, so jou laerskoolloopbaan was in Ram gewees, Randfontein Afrikaans medium vir mense wat nou nie Randfontein goed ken nie. Ja, dis reg, en hy is net 'n klipgooi, ons het in dieselfde straat gebly wat, ons het eintlik skool toe geloop. Want daai tyd is nie soos vandag waar die ouers die kinders aanry nie. Ons het skool toe geloop en teruggeloop, want as ek moet skat, was dit binne 'n kilometer loopafstand van die skool af gewees. Soveel groot name kom uit Ram uit. Ek onthou toe ek op laerskool was en daai tyd die Wesproewe gehad het in 1989. Ja, dit was 'n toeloop van Ram seuns en natuurlik het ons 'n springbok wat uit Ram uitkom is Jacques Fourie. Dit is so, daar's baie, Ram het baie geskiedenis. Dit is so, Jacques was daar, en ek weet nou, my familie van my, John Tiet, wat die Bloubulle se een van hulle in die afrigtingspan is nou van die URC span. Hy was ook in Ram en hy was dieselfde jaar as Jacques. Wow. in Ram gewees. Ja. Cricket gespeel, rugby gespeel, atletiek gedoen, alles wat 'n laerskoolseun kan doen. Alles wat ek kon gedoen het, rugby, atletiek, was nou nie die sterre, die Tiets het definitief nie spoed gehad nie, maar ons is gebou vir afstand so, ons het lang asems en ons het hoofsaaklik 800, 1500, op die laerskole 1200, maar op hoërskole nou 800, 1500, 3000 gehardloop. So, en toe, hoërskool toe kom jy nou
Kom ons verduidelik die mense eers Riebeek, want jy het hoërskool Riebeek toegekom. Daar was 'n transformasie later jare, maar jy was in die ou Riebeek gewees. Dis reg. Ek was hier gewees van 1973 tot 1977 het ek matriek hier geskryf. En in daai tyd was dit nou Riebeek Rand gewees en later het hulle toe nou saamgesmelt met Hoërskool Goudrand en toe word dit Riebeek Rand. Is hy? En op daai stadium was ek 'n onderwyser hier gewees, so ek is die hele pad wat ek saamgestap het met die samesmelting in 1996 ook. Het hulle toe nou daar. En toe jy nou in Riebeek kom, toe dit nou nog Riebeek was, wat het Johan Tiet gedoen in Riebeek? Ek was maar 'n skaam ouetjie gewees. Ja, maar ek het ook wel sport alles gedoen hierso en ek kan baie goed onthou in 1973 toe ek graad 8 was, toe het ons daai tyd nog teen Hoërskool Help mekaar gespeel en ek weet daai matrikulante van 1973 waarvan Nikkie van die Berg was die kaptein gewees, Ja. het ons op die ou Ellispark het ons teen Help mekaar gespeel daar in 'n finaal en ons het eintlik was ons voor gewees en toe wys die skeieregter die Help mekaar seun gaan palle toe skop en toe tik hulle vinnig die bal en toe gaan druk hulle 3 en toe ken hy die 3 toe en toe verloor ons daai wedstryd op daai manier, maar ons was op daai stadium voor gewees. Soos eintlik was dit julle game gewees. Ons het hom gewen. As dit vandag gebeur sou die skeieregter hom teruggeroep het en hy sal gesê het jy moet maar eers palle toe skop, wat eintlik moes gebeur het. Watter sporte was jou hoërskool gewees? Hoofsaaklik maar cricket en rugby. Ek het by die cricket het ek graad 11 en graad 12 het ek eerste span gespeel. Ek was hoofsaaklik maar die paaltjiewagter, want ek krap altyd en sê die Tiet se hande is so veilig soos die Suid-Afrikaanse Reservebank. So. En skiet? Ja. En dan rugby, maar ek het net in my graad 12 jaar het ek eerste span rugby gespeel, skramskakel. Okay. Wat is die ding dat skramskakels gewoonlik ook 'n paaltjiewagter is? Want my seun is ook 'n skrammie en hy's ook 'n paaltjiewagter. So Definitief jy moet goeie hande hê. ja. En jy moet goeie besluite kan neem. En ek sê altyd waar ek nou afrig, een van die ouens wat ek eerste skiet is 'n skramskakel, want hy bepaal die vloei van die game en hy maak as hy goeie besluite maak, is dit tot voordeel van die span. Okay. Nee, en toe skool nou klaar is, toe het jy nou op pad Potch toe. Toe gaan ek na die ou PI vir CAO en daarso was ek in die koshuis gewees, in Piet Grobler huis gewees vir 3 jaar, maar in my 3de jaar toe breek hulle die koshuis af, want toe word ekonomiese wetenskappe daar gebou op die terrein waar ons koshuis was. En toe het ek na Makouvlei toe gaan, net oor kan die treinspoor, en daar was ek in my laaste jaar gewees. Toe graad gevat in Pik. Toe het ek daarso, eintlik het ek het net HOD gedoen, en toe ek begin skool hou het, na ek so 2 jaar, toe het ek buitemuurs by Vaalrivier Pik, het ek my BA graad klaar gemaak. Maar jy het ook rugby gespeel by die Pik nou noem dit. Ek het onder 20 het ek vir die Pik onder 20 gespeel, en so het ek deur my 3de en my 4de jaar toe ek nou senior was, het ek vir die Ibis gespeel. En dit is vandag sal ons sê die tweede span van die Pik, ja. Van die Pik gewees. Ja, maar dit is harder rugby gewees? Ek dink so, baie keer dink ek harder as wat nou was, want soos die ouens, as ek vat nou hier op matriekjare, daai matrikulante wat nou by senior was, dit was groot seuns gewees. Maar vandag kry ons groter, want ek dink die geriewe met die gimnasiums wat die skole het, en die fasiliteite, is die seuns maar net groter, maar daai tyd was dit groot sterk seuns wat met harde werk. Daar was nie gimnasiums volop soos vandag nie. Ja, vandag is dit nou 'n heeltemal 'n ander ballgame as wat dit daai tyd gewees het. Die weermag kom toe op jou pad, soos wat enige seun in daai era moes weermag toe gaan. Toe eindig jy eers op in Oudtshoorn en toe van daar af toe is jy Suidwes toe, is ek reg? Dis persent, ja, jy daai jare hierso in jou graad 12 jaar dan kry jy al jou oproepinstruksie, dan sê hulle vir jou waar moet jy gaan. Maar toe het ek nou klaar besluit ek gaan verder studeer en toe het ek my nou net 'n brief geskryf van die weermag en gesê het ek gaan eers weermag toe en dan sal ek terugkom en dan sal ek weermag toe gaan. En soos daai tyd
al die ouens wat onderwys geswat het, is gestuur Oudtshoorn toe waar jy jou offisierskursus gedoen het. Okay. En na my eerste jaar daar, toe word ek uitgeplaas na 101 bataljon in Ondangwa, So, waar ek my finale of my tweede jaar in die Ja. weermag was. hoe was die Suidwes Army? Was taaf geweest? Elke ou het seker sy eie storie gewees. Ek was nou dit was 'n operasionele eenheid gewees, Alpha Company, Bravo Company. Alpha Company was die ouens wat nou regtig oorlog gaan maak het en ek was in opleiding gewees. En 'n interessante storie daar, die sersant wat my sersant was ek dink was in Joma gewees, dit is nou lank terug. Ja. Maar sy pa was een van die ministers of die president op daai tyd van Ovambo gewees. Okay. En hy het toe by my, was hy my 'n sersant gewees. Ja. En ek het toe nou so aangegaan en uit die weermag uit, en ek weet hy het toe 'n KO opleiding gedoen in Suid-Afrika by die Suid-Afrikaanse weermag. En toe sy terug in Suidwes-Afrika toe. En eendag toe maak ek die Sondagrapport oop. Toe lees ek daar 'n artikel op die 3de bladsy. Toe was hy, nadat hy nou deur al die range gegaan het, toe is hy op daai stadium die minister van verdediging van Namibië. My Wat genade. nou? Maar dit het maar gegaan, hy is toe oorlede aan kanker, maar ek weet hy was my sersant gewees. Ja, amazing. Amazing. Ja. Johan, toe kom jy nou terug. Toe is dit nou moet jy kom skool hou want jy het mos nou jou graad of jou jy het jou titel om nou te kom. Maar toe het jy nou eintlik met die hoe kan ek dit nou in Engels sê, die rival, maar eintlik jy het 'n brief gehad toe jy nou klaar is met skool dat jy moet eintlik Jan Viljoen toe gaan. Dis reg, my eerste oproep wat ek gekry het of pos wat ek gekry het was 'n permanente pos by Hoërskool Jan Viljoen. En dit was nou ons vyande gewees, ons het jare rugby, netbal, hockey teen hulle gespeel. En dit is tawwe kompetisie gewees. Maar terwyl ek in die weermag is, toe kom ek een keer huis toe en ek kom maak 'n draai hier by die skool en meneer Niels Venter, oud kollega van my daai stadium uit my afgerig om my eerste span toe ek eerste span was, sê toe vir my hier's 'n pos oop by Hoërskool Riebeekrand. Okay. En dit is Noordsoete en dit was my hoofvak gewees. Noordsoete. En Ja. toe in daai tyd is dit nie soos nou nie. Ek weet nie wat het gebeur nie, maar ek het die pos gekry en toe het ek nooit Jan Viljoen toe gegaan nie. Toe kom ek net na Hoërskool Riebeekrand toe. Ek dink dit is goed vir jou want ek dink kyk dit is soos om die WP en die Bloubulle te as jy nou 'n ernstige Bloubil is en jy gaan WP land toe, dan kan die wêreld nogal kwaad raak vir 'n ou. En dit sê dieselfde met jou met Jan. Niks teen Jan Viljoen is 'n pypskool, maar ek dink jy sou Ek dink die wind van voor gekry het. Ekskuus, ek Nee, dink nee. omdat ek self hier op skool was, het ek geweet wat gaan die by die skool aan. Ja. En ek het die mense nog geken. So baie van daai, kan ek sê, oud kollega of oud onderwysers het ek toe dus saam skool gehou. En dan sien jy 'n ander prentjie van hulle as wat jy as 'n leier by hulle klas gekry Van my het. vriendinne het so op een van die koekblik programme wat ek gehad het van Riebeekrand. Toe kyk sy sê daar's meneer Tiet, hy het vir my klas gegee. Dis amazing en hoe mense 'n ou onthou en ek dink jy het 'n klomp leerlinge wat deel is van dit. Om nou te noem, nou die kinders vir week, veral die graad 8's wat nou inkom. Ja, dan sal hulle na my toe kom en sal hulle sê, meneer het vir my oupa op skool gehou. So, dit is ek is van 1984 is ek betrokke, ek was nog net by een skool gewees. So ek ken 'n redelike groot hoeveelheid mense. Ja. En soos ek sê, ons is oud Randfonteiners, ons kom al die jare. My pa was die haarkapper in Randfontein gewees. Daar bo in die Hoofstraat was dit Nico's haarkapper en dis hoe ons al die rugby ooms daai jare geleer ken het, want hulle het almal by hom gaan hare sny. Wow. Jou broers, hulle was almal die titel is deur hierso deur Riebeek. Dis reg. Ek het 4 broers, Nico, Jannie en dan Gerard. Nou my oudste broer, hy is so 4 jaar ouer as ek, dan Jannie 2 jaar ouer as ek, dan het ek 'n jonger broer Gerard, hy's 5 jaar jonger as ek, maar
hy is nou so 24 jaar wat hy in Australië bly. Okay. Maar hy het self hier rugby gespeel, by die skool, by die klub. Oh. That's amazing. Die Noord-Soete wat jy daai tyd gegee het, kan jy nog die Noord-Soete praat? Kan jy dit nog goed onthou, of is dit maar net 'n... Ek kan van die woorde en die taal weet, soos die, kom ons sê die teenwoordige tyd, en die toekomende tyd, en al daai, maar die woordeskat verleer jy maar ek kan soms as mense woorde, ja, as jy dit nodig het, dan kan jy dit sê, die taal praat, kan ek 'n woord of so hoor, en verstaan wat hulle sê, maar ek kan dit nie meer, ek kan dit ook nie vlot gepraat het nie, maar jy het maar geleer soos wat jy op universiteit het gehad het, net om die regte goed oor te dra. Wat se vak gee jy nou? Op die huidige stadium is ek LO fisies. Ek was al die jare departementele pos gewees, hierso onderwyser gewees, en ek het laas jaar het ek eintlik was dit 65 gewees. So toe moes ek nou afgaan, maar toe die beheerliggaam my 'n pos gegee hierso, so ek is nou in 'n beheerliggaam pos en ek gee LO fisies vir 28 klasse. Wow, 28 klasse. Johan, Riebeek Rand, soos dit nou vandag bekend staan, is 'n pypskool. Ons gaan nou by jou geskiedenis by die klub en alles gaan, maar Riebeek is 'n amazing skool. Dit Riebeek Rand, skus. Ek praat, ons het nou oor die fasiliteit gepraat, maar julle het net in die laaste 4-5 jaar het julle astronomiese tree getree. Niemand kom eintlik agter nie, want almal kyk altyd aan die mainstream skole, maar vertel ons, wat het Randfontein reg gekry in die laaste klompie jare? Ek dink wat gebeur het, ons was op 'n stadium, en ek dink toe ek hier begin skool hou het, toe was ons so iets so 17 mans. En toe die tye begin verander en die mans het al hoe minder geword, en ek het ook kan goed onthou, op 'n stadium was ons net so 6 mans personeel. Nou moet jy weet, om die rugby aan die gang te hou met daai, jy het nie eens genoeg afrigters omtrent vir al die spanne nie. Jy moet van enkele buiteafrigters gebruik maak. En toe die hoof en die beheerliggaam het gesien, ons kort mans in die onderwys, en ons moet meer mans kry om ons sport te verbeter, want die akademiese kinders is hierso, maar ons moet kompeterend wees met die sport, rugby, netbal, hockey, die 3 hoofsporte, maar ons het verskeidenheid sporte. Ons het hierso jeugskei, ons het wat noem hulle hierdie boogskiet wat hierso is. Hulle het tennis wat ons gehad het, hulle speel nou net by die klub, maar ons het 'n verskeidenheid van sportsoorte wat ons hier aangebied het. Maar toe begin my broer Jannie, want hy het ook, toe hy nou klaar is met universiteit, of van universiteit af, het hy vir die ou Transvaal en Suidwestelike distrikte, toe hy in die weermag was, en dan ook vir die ou Wes-Transvaal, het hy heel agter gespeel. En hy het toe begin betrokke raak by die skool, en hy het begin help met afrigters, saam met Messinie oor die vuur, en so het ons begin momentum kry. En ek wil eintlik sê van 2016 af, toe is my seun Janko aangestel as 'n sportbestuurder by die skool, en ons het begin kyk, want baie van die laerskoolseuns in ons omgewing, se kinders gaan uit die dorp uit, na naburige hoërskole toe, en hulle gaan speel daar, en dis gewoonlik, en dan sit ons met tweede en derde span speel van die ons kry enkele laerskool eerste span seuns by ons, en ons het net besluit, ons gaan hierdie kinders ontwikkel. Tweede en derde span, almal is nie springbokke nie, maar almal kan ordentlike rugby speel. Kan rugby speel, ons moet dit net ontwikkel. En so het ons maar begin om die spanne te ontwikkel, en ek onthou baie goed, ons het op toere gegaan, wat ek letterlik, as ons by die toere kom, moet ons seuns gaan leen by ander skole, net om 'n wedstryd vir hulle te gee, want ons het te min, daar gaan net 13 seuns, of hulle daag net 13 seuns die Saterdag op, as ons teen 'n skool wegspeel. En so het ons begin momentum kry, en ek kan vir jou vandag sê, ons is een van die min skole in ons liga, wat onder 14 A en B, 15 A en B, 16 A en B,
en 'n eerste, tweede en 'n derde span kan beskikbaar stel om teen skole te speel. Fantasties. En julle liga wat julle nou in speel? Ons was in afdeling 2 gewees, of afdeling 3 van die Noordval gaan ek maar sê. So ons het 'n liga gehad waar ons maar teen die skole plaaslik gespeel het en dan skole soos Vogwel en Linden en daai skole het ons nou teen gespeel. Maar soos ek jou sê, dan gaan speel ons teen hulle, dan het hulle nie eintlik vir ons B-spanne nie, maar ons is dankbaar ons speel hom en dit is goeie kompetisie. En so het ons baie begin verbeter die laaste 4 jaar, want ek kan nou in my beginjare was die trofees maar baie skaars geweest. Ek praat van die Transvaal Liga, ek praat van Noordval, ons het inteendeel nie eens by die Noordval uitgekom nie, want ons het nie gekwalifiseer nie. En toe in 2022, toe daar 'n ommekeer gekom in ons rugby, en ek kan nou vir jou sê, as ek net gaan terugkyk na die van 2022 tot 2025, het ons nou al 4 Noordval trofees geweet. Dit is nou 6 provinsies, dis nou die hele Noordwes, die Leeu's, die Bloubulle, Mpumalanga, Limpopo, het ons nou 4 trofees al gewen. Ons het al 13 Leeu trofees gewen. Ons het al 3 keer die pikreeks het van ons spanne. Die pikreeks bestaan uit 16 skole uit wat in 4 poele speel. Ons het nou al 3 van daai ouderdomsgroepe. Dit was die onder 16s die eerste jaar en toe ons eerste span 'n jaar en ons onder 15s het laas jaar het hulle die Noordwes reeks gewen. Ja. En die is nou 'n Noordval beker wat ook nou hier langs jou wat nou pronkie so in hierdie change rooms. Dit is een van die trofees wat ons gewen het. Ek dink dit was nou 2 jaar terug gewees. Het hulle hom gewen en hulle het laas jaar weer in die finaal gespeel, maar ongelukkig teen Vryburg verloor. So, al daai trofees nou het julle nou gewen. Is dit nou van 2022 tot 25? Dis reg, toe ons in afdeling 3 was. So eintlik het ons die afdeling gedomineer. Want ons het byvoorbeeld as dit kom by die Transvaal finale, dan speel sommer 3 van ons 4 spanne speel in die finale. Kom ons by die Noordval, dan speel 3 van die spanne in die Noordval. En toe het ons nou gesê ons moet bietjie gaan kyk waar kan ons verbeter, en ons het met vergaderings het ons nog gehoor wat se kanse dat ons nie kan bietjie opskuif afdeling 2 toe nie. En ons begin nou hierdie jaar in afdeling 2 waar skole van die Leeu's streek en skole van die Noordwes. Ons vorm nou 'n Leeu's Luiperd liga. En skole wat hier is in hierdie liga? Dis maar van die skole, die Leeu's skole wat daar is by Linden en Vogwel en dan ons, en dan het Randburg nou bygekom. Okay. Want hulle was in afdeling 1 in die 4de been, maar hulle het nou afgeskuif, en dan die skole van Noordwes of vir die Luiperds wat bykom, is nou Hoërskool Brits, Hoërskool Hartbeespoort, Hoërskool Wagbos en dan Hoërskool Vryburg. Toe. So ons het nou dis harder rugby. 8 spanne wat in hierdie, of is dit 9 spanne, so ons het 8 wedstryde, maar die voordeel van hierdie liga is laat daar meer geleenthede vir ons B-span seuns gaan wees, wat hulle ook wedstryde kan kry. Dis baie belangrik, se B-span is so belangrik, want dis eintlik die hart van die rugby. En daai ouetjie het nou nie eerste se kry nie, maar jy kan hom nie afskryf nie, en as jy ongelukkig vir hom games gee nie, gaan hierdie ouetjie ook nie opdag en aanhou speel nie, maar as jy sterk B-span het, is jou A-span of jou eerste span altyd baie sterkerder. Nee, definitief, want die groot ding is, jy kry beserings. So, jy gaan nie 'n hele seisoen kan klaar speel met 23 seuns nie. So, daai B-span seuns is vir ons net so belangrik. En ons sit dieselfde tyd met hulle in as wat ons met die A-span seuns insit. Want ons wil hulle ook hulle volle potensiaal ontwikkel. Natuurlijk. Julle het 'n hele klompie tradisies nou, en veral om die eerste span. Ek weet julle het nou die klok wat hier buite hang, as nou home game is, dan kom die ouetjies. Vertel ons so 'n bietjie van julle, jy hoef nou nie al julle geheime weg te gee, maar net so 'n paar. Dis maar die laaste 2 jaar wat ons gedoen het, en dit is nou my seun Janko en
Marco Nodee wat hierdie jaar weer die eerste span afrig saam met my ander seun Franco wat nou die eerste span afrigter is. Hulle het toe begin en hulle het die buitekant het hulle by die eerste span kleedkamer het hulle paal geplant en hulle het 'n silwer klok en dit is die eer van die eerste span net met hulle wedstryd want hulle stap verby die klok en dan lei hy die klok as die begin van die eerste wedstryd. Pragtig. Dit is 'n ding wat kinders onthou is hy oor 10 jaar weer 'n game kom kyk met sy kleintjie, dan sit hy nou hoor die klok dan hy gaan presies weet waaroor dit gaan. So dis En ek dink hy seun as hy eendag getroud is, gaan hy definitief vir sy kinders sê, Ja. weet hy was die kaptein, hy het daai klok gelei. Ja, absoluut. Kom ons kom terug weer by jou dinge. Jy het toe gaan Randfontein Rugby Club, het jy toe nou aangesluit en daar gespeel vir baie jare. Ja, toe ek nou klaar teruggekom het van die weermag af, toe het ek nou daar begin oefen, want die rugby was maar in ons bloed gewees en ons was maar nog jonk en lus om rugby te speel. En daai tyd, toe ek op skool was hierso, was meneer Chris Liebenberg die hoof gewees. En hy self het provinsiale rugby gespeel in sy jonger dae. Ek weet, hy het vir Suidoos-Transvaal gespeel, en ek dink hy het ook vir die Wes-Transvaal, het hy skramskakel gespeel. En hy was die hoof gewees, en hy was die hoofafrigter van Randfontein Rugby Club. En toe ek nou begin aansluit, toe vra hy my nou, wanneer sien hy by die oefening? En toe het ek begin oefen, en so het ons maar vir 'n paar jaar by daai klub gebly. Julle was baie jare, was julle bekend onder, en soos ek in ons intro gesê het, iewers in jou, as jy nou rugby loopbaan, moes jy met een van die titels, selfs as jy nou vandag vat, en jou seuns is ook daar, en daar's baie jare se geskiedenis van 'n titel in die eerste span. Ja, ek weet dit, want ek dink ons is seker een van die familie, en nou praat ek oor enige klub in enige dorp, waar ons seker die langste aktief is by 'n klub. Om net so ietsie te vertel, ek was in graad 11 gewees, 1976. Toe was ek die oudtydse graad 9. Ja, standaard 9. Standaard 9. En toe was my pa 44 jaar oud gewees. Toe's ek nou in standaard 9 en toe speel Randfontein een Saterdag speel hulle teen Johannesburg munisipaliteit en op daai dag het ek en twee van my oudste broer Nico en Jannie en ek en my pa het ons in dieselfde wedstryd gespeel. Jo. Losvoorspel 8ste man, skramskakel, loskakel en heelagter. Wow. Vir die derde span. Wow. So, en het ek kan baie goed onthou, toe is my pa al reeds 44 jaar oud en hy was nog aktief rugby. Hy het ook vir jare was hy die heelagter van die eerste span. Wow, ek dink ek het nou so 2 of 3 keer al met mense te doen gehad wat daai voorreg gehad het. Leon Venter het so saam met sy seun of met klein Leon het hy so gespeel en dan Clive Baartman, hy en sy seun by Pirates het hulle ook so saam gespeel, maar nog as ek nou vat, julle is nou 3 broers, so ek dink dis bietjie meer spesiaal. Ek wil nie een van hulle wegskuif nie, maar ek dink dit is spesiaal om 3 boeties saam met jou pa te gaan. Ek dink net op daai stadium die jongste broer Gerard, hy was toen nog bietjie jonk geweest. Hy was omtrent, as ek kon skat, was hy so 13 jaar oud geweest. Maar dan kan ek ook nou noem dat, ek was dan ook bevoorreg geweest om saam met 2 van my ander broers. So ons was ook al 3 geweest wat saam met die eerste span vir baie wedstryde gespeel het. Ja. En dan het ons ook maar skramskakel, loskakel, heelagter gespeel. En my seuns, ek het 3 seuns, Frank, Janko die oudste, dan Nico en Franco. Eers het Nico en Franco het saam gespeel. Hulle was net so 'n jaar gewees, maar Nico die middelste seun, hy is toe na Cayman Island toe, hy daar gaan werk, en toe kom Janko hiernatoe, en toe Janko en Franco weer saam gespeel. Skramskakel in heelagter, en hulle het vir baie wedstryde, het hulle saam gespeel, tot laas jaar nog, maar ongelukkig het Janko nou geskuif. Hy is nou by 'n ander skool. So is baie verder om nou te om elke keer net vir die oefening deur te ry, maar Franco is nog aktief. So wat sal dit vir jou vir 5 minute op 'n veld te kry saam met jou laities? Ek sal graag saam met hulle wil speel. Ja.
en ek het altyd gehoop ek gaan saam met hulle kan speel, maar daar was net nie die geleentheid gewees nie. Ja. Maar om nou terug buite die rugby ek het altyd probeer om hulle saam met my die Comrades te laat hardloop. Ja. Want ek het altyd gesê ek gaan die Comrades hardloop eers te klaar. En ek dink ek het hierso toe ek 41 is ook my laaste wedstryd gespeel. En op 42 het ek my eerste Comrades gaan hardloop. En ek het 5 van hulle gehardloop. Toe. En ek het altyd vir hulle gevra, kom nou saam met my, maar hulle is nog, want vir my is dit nie meer so erg oor die hardloop nie, want ek dink ek het so 250 kilos in 'n jaar geoefen, maar dit is baie in die kop. So dit is 'n baie ding wat jy moet gebruik. Ja. Jy het natuurlik dan nou af en op gehardloop. Jy het nou al twee kante toe. Wat is jou sterkpunt, die meer af of die meer op? Kom ek sê ek het altyd gegrappig gesê ek gaan hom eers ophardloop want ek wil Polly Shots op sprint. Maar ek moet vir jou sê hy was my baas gewees. Want hy is so 1,8 kilos lank en ek dink van daai 1,8 kilos het ek 1,6 kilos gestap teen daai bil. En ek kan baie goed onthou my eerste Comrades wat ek gehardloop het ek toe in 10 ure en 42 minute het ek klaar gemaak. Maar my beste tyd het ek afgehardloop. Okay. So ek verkies maar eintlik die af, want my bene, my knie was nogal baie seer hy op. Ja. Die eerste ene. So, julle het vandag hierso by Riebeeck Rand het julle nou 'n nuwe hoof ook in Gerard Meiburg. Hy was voorheen by Kreeusdorp Noord Laerskool. Ook 'n oud Randfonteiner en ek is bly om te sien hoe hy ook, en ek meen hy het nou deel geword van julle span wat absoluut kliphard werk om hierdie dinge reg te kry. Ek dink julle is in goeie hande op hierdie stadium. Ja, ek wil ook dink vir hy het laas jaar, miskien hier so Augustus maand dink ek het hy hier begin. Maar ek kan duidelik sien sy hande en baie goed hier so. Hy's 'n hoof wat hands-on is en alles, hy weet alles wat aangaan en dis goed vir die skool. En hy's 'n goeie mens wat baie goeie menseverhoudinge het. So dat hy's bekend in die dorp, hy's bekend in Kreeusdorp en ek dink hy gaan 'n verskil maak. Miskien kan hy van die ouers se koppe swaai om eerder hulle kinders na Riebeeck Rand te bring om hulle uit die dorp te vat. Want op die stadium is daar van die hoërskole buite ons dorp wat 65 sitplek busse hierso wat agter en om die skool opry, maar ook of verbyry. Maar daai kinders sien ek ook al 6 uur in die oggende klim hulle op 'n bus om uit die dorp uit te gaan en dan sien ek hulle 6:30 in die aand afklim van die skole waar hulle vandaan kom. Waar hy hierso eers 7 uur kan of 6 uur kan opstaan en dan sy nog steeds betyds by die skool. Jou motto in die lewe, ek kan sommer hoor aan die manier hoe jy werk en jou dinge is, daar's net een reguit pad, daar's nie 2 reguit paaie nie. Maar wat leer jy vir vandag se kinders? Johan, wat sê mens vir hulle? Nee, ek moet vir sê, ou moet maar voluit lewe. Weet, ons praat daar so, jy weet nie wat doen jy môre. Jy praat vandag met iemand en môre hoor jy hy is oorlede. So ek glo daaraan, gee alles. Jy weet nie wanneer is dit jou tyd nie. So maak die beste van dit wat jy doen terwyl jy nog hierso is. Ja, absoluut. Daar's nou 'n familie, ons het nou gehoor van jou seuns, maar daar's 'n vrou lief. Vertel ons 'n bietjie daai love story. Dis beautiful. Toe ek begin het by hierdie skool, ek as 'n onderwyser hierso, het dit maar dan kom al gereeld was studentonderwysers hierso proef. En ek weet in 1988 toe kom die studentonderwysers hierso en ek het Noordsoe toe gegee en die Vrydag toe kom die een student, ek kan sy naam nog onthou, John, en hy begin toe by my en die Maandag toe kom aan meer studente en toe stuur hulle vir my nog 'n student, maar toe sit 'n dame en haar naam was Suzanne Rode gewees. So toe sit ek daar met 2 studente in my klas en sy het my nou later vertel wat het gebeur. Sy het agter in die klas gesit by die John en hulle het gepraat
En sy het vir hom gevra, dink jy hierdie meneer het 'n meisie? En hy het vir haar genoem, ja, hy het so iets gepraat. En op daai stadium was ek in 'n verhouding gewees, vir 4 jaar al gewees. Maar toe die verhouding ook begin wankelerig raak. En toe ek en sy begin gesels en ek het gaan koffie drink saam met haar en ons het maar gaan fliek eenaan want sy het vir 3 weke geproef hierso. En toe die verhouding al hoe sterker geraak en toe nooi ek haar om te kom kyk, ons speel toe rugby teen die Potchefstroomse Universiteit, my alma mater van universiteit af, op Randfontein, en sy het toe die naweek hier gebly, want sy kom van Parys af, haar ouers het op 'n plaas in Parys gebly, en sy bly toe die naweek hierso, om te kyk hoe ek speel. En die Saterdag, toe reën het so baie hierso in Randfontein, dat die veld is net onspeelbaar gewees. En toe 12 uur die middag, toe sê sy het meneer, sy gaan maar Parys toe. En toe het sy nou Parys toe gegaan. En toe daar nou maar 'n verhouding begin en ek speel toe in die middag nie. En ek dink omtrent 4 uur die middag toe bel ek haar. Toe vra ek van wat doen sy? Sê sy nee, sy sit daar op die plaas, toe vra ek van kan ek kom kuier? En toe ry ek deur Parys toe. En toe het ons verhouding gegaan en toe die jaar daarna 1989, toe kry sy 'n pos by Hoërskool Piet Retief. En in daai jaar, toe kom die nuwe gazette uit en dis 'n LO pos, want op daai stadium het ek ook LO gegee vir die seuns, en toe gaan die dame wat vir die meisies LO gee, gaan sy toe weg, en toe gaan die pos oop en ek sê vir die hoof, Suzanne wil aansoek doen, en toe het sy nou die pos gekry, en toe het sy in 1990, het sy by Hoërskool Riebeeck ook begin skool hou, haar 2de jaar in die onderwys, en sedertdien is sy nog steeds hierso, en toe ook in 1990, is ek en sy toe getroud, in April maand, en ons is nou al vir 36 jaar. Wow, what a story, that's beautiful. That's beautiful. Ek dink in vandag se tye is daar min waar mense sulke lang huwelik het. So well done. En daar's nou kleinkinders. Ja, soos ek genoem het, ek het die 3 seuns, en net Janko, die oudste seun, hy het 4 seuns, 3 dogters en 'n seun, en hulle is so 9, 7, 5 en 3 jaar oud. So. En hulle name? Dit is Diandi is die oudste ene, Milanka, en dan die seentjie is die 3de, hy is Dianko, en dan Zianay. Wonderlik. Is die kleintjie. So nou oupa leer seker nou 'n bietjie rugby daarso? Kyk, ek kan nie wag om wanneer hy begin rugby speel dat ek net kan gaan kyk nie. Ja. Ek is nie 'n baie groot voorstander van billetjie rugby nie. Ja. So want die grootste seuns daar doen al die speelwerk en die ander seuns hardloop net rond. So ek kan nie wag wanneer hy sy eerste wedstryd speel nie. Maar hulle was ook in Laerskool Ram gewees, maar as gevolg van Janko se verskywing het hulle ook geskuif en hulle al 4 is nou in Leeuwenhof Akademie. So, wonderlik. Net so op 'n laaste stukkie, Riebeeck Rand het nou 'n fees wat opkom hier in April. Nou die program gaan mense dalk nou later ook weer kyk en sê, hoe was dit toe in April? Ons sal vir hulle nou nog daai wys. Maar vertel ons net Riebeeck Rand se fees wat nou opkom. Dit is die 18de April. Dit is 'n Saterdag en om 'n bietjie terug te gaan daarso, ons en Janko was altyd soos hierdie groot Jan Viljoen, ja, dis Jan Viljoen, wat altyd teen mekaar gespeel het, hierdie groot derbies. So om terug te kom na dit eers, vroeër jare het Riebeeck en Jan Viljoen het vir 'n hele week het ons sporte gedoen. Ons het 7 trofees gehad waarmee ons gekompeteer het. Ons het byvoorbeeld soos die maandag het hulle tennis gespeel. Dan het hulle skaak gespeel. Hulle het gaan golf speel op die Vrydag. Dan was daar landloop gewees, ook Vrydagmiddag, en dan op die Saterdag was dit rugby, netbal en hokkie. Ja. En hulle die punte bymekaar getel van die spanne en dan die skool wat die meeste punte gehad het, hulle het dan die trofee gewen. So. En dit het nou ongelukkig gestop op 'n stadium, maar toe ons gestop het, dit het bekend gestaan as 'n steel giant
week en toe het daar nog ander borge bygekom en hy het bietjie verander, maar toe die laaste een gespeel het en ons, toe het ons 6 van die 7 trofees het ons gewen wat ons tans nog in ons besit het. Sure. Maar nou die 18de, dan is dit nou weer Riebeek Rand, want hoekom is dit nou Riebeek Rand, want die skool is hierdie jaar 30 jaar oud. Okay. En ons het gedink, kom ons smee weer 'n bietjie goeie bande met Jan Viljoen, en toe het ons gegaan en ons het gaan kyk, want die so die Randfontein Old Boys, baie van die skole het nou hierdie Old Boys, en toe het ons nou besluit, kom ons kry die mense weer bietjie by die skool vir 'n lekker samekuier. Dit gaan 'n lekker dag wees, vol pret. Die hekke maak al 9:00 die oggend oop en dan 10:00 die oggend begin ons met die Young Guns. Nou die Young Guns is nou kinders wat in Riebeek en Jan Viljoen was, wat van 19 jaar oud is tot 25 jaar oud. Okay, so dit is ja, die jong manne. Die jong manne, ons praat nou van die Young Guns, hulle kies span Jan Viljoen en Riebeek en hulle speel 10:00 die oggend teen mekaar. En dan 12:00 die middag, dan is dit die, kom ons sê die Old Boys. Dit is van 26 jaar tot so oud as wat jy kan speel. Jo. Maar daar is omtrent 30 ouens in 'n span, want dit is soos rolling sap. Yes. Jy gaan miskien net Solank as jy lonk kan hou. 2 minute miskien. En ek oorweeg dit ernstig om miskien 'n minuut of 2 Wow. op skramskakel te gaan uitdraf, of sal maar nog kyk hoe loop hy. As my vrou net sê, sy gaan seker vir my vra of my testament reg is. Ek wil net sê, ek dink jou vrou gaan daarso die besluit maak. Nee, of die polisse reg is, maar ons sal nog kyk daar. En dan 2 uur, dan speel vanjaar se eerste spanne teen Riebeek en Jan Viljoen speel hulle teen mekaar. En deur die loop van die dag gaan van ons pompoms, ons ISRD groepe, verskillende aktiwiteite by die skool wees. Hier's gaskunstenaars wat optree. Hier gaan 'n biertent wees wat ook hierso gaan wees. So dit gaan 'n lekker dag wees en 'n lekker kuier vir die mense van Randfontein, vir die gemeenskap. Jy hoef nie te gaan ry nie. Jy kan lekker kom kuier hierso. Stunning. Ek wil jou vra om vir my daai koekblik daar aan te gee daarso by jou. Want ek wil vir jou aan die einde van elke show, ek het hierdie pragtige koekblik gekry en hierdie, ek het nou al 'n paar gekry in tyd. Hierdie een toevallig kom van oom David Marx af, wat jy ook baie goed ken. Nou, ek doen hierdie want daar gaan baie youngsters hierdie kyk. Nou in die ou jare het jy hierdie koekblik gehad en hy het daar bo in die kas gestaan. Ouma het koekies gebak en dan sit sy haar lappietjies en dan goedertjies in. Maar daai koekies bly daar tot die dag. Ek weet nie, dit is gewoonlik maar wanneer 'n dominee kom kuier of iets van daai aard. Maar dan as ouma nou dorp toe gaan, dan is 'n ou nou daar, druk jy boetie op en almal gaan en jy bring hierdie koekblik nou af en dan probeer jy nou hierdie ding. Nou vroeër jare kon jy dit nie maklik reg kry nie. Maar dan jy nou met hierdie klein vingertjies van jou hier om en om tot jy dan eventually die oopmaak. Nou as jy nou in vandag se terme kyk, is almal se gordyn stukkies en alles daarin. Maar omdat ons show uit die koekblik maak ons die koekblik oop en vandag se koekblik maak ons oop met Johan Tiet. Nou dit is vir my 'n voorreg as ek hierdie oopmaak waar ek die koekies wat ek vandag kry is 'n juweelman wat uit Randfontein ook uitkom en ek dink daar's so mooi goed al van die Tiet broers gesê en julle het 'n pragtige geskiedenis in Randfontein en ek dink dit wat julle reg gekry het, ek dink is ongeëwe naarbaar as ek dit mooi die Afrikaanse juffrou's gaan nou beklei, maar dit is ongelooflik wat julle reg gekry het en die trots waarmee jy dit doen en ek wil vandag as ek direk nou na jou toe kom, nie eens na jou broers toe nie, is dit wat jy vir die gemeenskap gee, dit wat jy vir 36 jaar of langer wat jy vir hierdie skool gegee het en die diens wat jy in Randfontein gee is iets wat regtig merkwaardig is, Johan, en ek wil my koekblik oomblik wil ek vandag sê, dit wat ek van Johan gesien het, is, soos ek gesê het, is cool reguit, maar I want to salute you today, want vir die feit dat dit wat jy bereid is om oor soveel baie jare te gedoen het vir die kinders en vir die skool en vir Randfontein en vir almal. So, my koekblik oomblik is vandag Johan Tiet, absolute legend, en dit is my voorreg om jy op die koekblik te hê vandag. Baie dankie. Baie dankie, Werner. Laat sy.
Vertel ons je story.